Goeiedag luisteraar. Vandag wil ek praat om verootmoedigend voor die Here te wees. Liewe vriend, ek wil jou vandag saamneem na 'n prentjie wat diep in my hart leef. Ek onthou nog 'n dag toe ek klein was. Ek het saam met my oupa op die plaas geloop. Die lug was blou, geen wolk in sig nie, en die grond, die grond het so droog onder my skoene gekraak, dat het gevoel het asof die aarde self dors is. Ek vra toe vir my oupa, oupa, hoe weet jy of jy moet plant as daar nie eers wolke is nie? Hy het vir my stil gekyk en toe sag gesê, 'n boer plant nie omdat hy seker is van die weer nie, maar omdat hy seker is van die Here. Ek plant die saad omdat ek glo dat hy die wolke in sy hande hou, as ook ons elkeen. 'n week later het dit begin reën, nie baie nie, net 'n paar druppels. Maar ek onthou hoe die grond daardie druppels ingesuig het, soos 'n dors mens wat uiteindelik water drink. En ek het geleer, God se tyd is altyd perfek. Nou Psalm 65 beskryf dit so mooi. U sorg vir die aarde, u maak dit nat, u maak dit baie vrugbaar, u kroon die jaar met u goedheid. Vriende, dit is ons God. Hy is die een wat die wolke vorm, die een wat elke saad laat groei. En hier is vir jou 'n persoonlike uitnodiging. Maar weet jy, net soos 'n boer nie sy saad kan terughou, omdat hy bang is vir die weer nie, so kan jy en ek nie ons lewens vashou, omdat ons bang is vir môre nie. Ons moet saai, ons moet ons kant bring in geloof, in gehoorsaamheid en in gebed. Saai in geloof beteken jy vertrou God selfs. God kyk self na die wolke. Hy kyk na jou, hy kyk na my. Saai in gehoorsaamheid beteken jy luister na sy stem, selfs as dit teen jou eie planne indrys. Saai in gebed beteken jy hou aan bid en dank, selfs voor jy die oes sien. Miskien luister jy vandag en jou hart voel soos droë grond. Miskien wag jy op 'n deurbraak, op reën, op hoop. Ek wil jou herinner, God het jou nie vergeet nie. Hy hou die wolke in sy hand, en wanneer sy tyd reg is, stuur hy die reën. As iets vir jou bedoel is jou naam daarop klaar geskrywe, en sal dit na jou toe kom. So, wat lê in jou hand vandag? Watter saad wil jy by hom neerlê? Jou vrese, jou bekommernisse, jou drome? Bring dit vir hom. Gee dit oor. Moet dit nie weer terugvat nie. Hy weet presies hoe om lewe te gee waar jy net droogte sien. Mag jy vandag hoor hoe die Here self sê, wat in Jesaja 55 vers 10 tot 11 sê, soos die reën en sneeu uit die hemel val en nie daarheen terugkeer, sonder om die aarde nat te maak nie, so sal my woord wees. Dit sal doen waarvoor ek dit gestuur het. Vriende, hy is getrou. Plant jou saad in sy hand en vertrou sy tyd. Dankie dat jy saam geluister het. As hierdie boodskap jou aangeraak het, deel dit met iemand anders wat dalk moed en hoop nodig het. Onthou, God is getrou en hy hou ook jou lewe in sy hand. Tot volgende keer.